Goeiemôre broers en susters, hartlik welkom by vanoggend se erediens. Mag dit vir elkeen van ons 'n goeie ervaring wees ook vanoggend, waar ons ook beleef hoe God met ons besig is. As die besoekers is dalk vanmôre, baie welkom aan julle. En dan wil ek graag van die geleentheid gebruik maak om iemand spesiaal te verwelkom. Oom Fali, baie welkom vanoggend. Ons is bly oom is weer hier by ons. En ons sien uit daarna om na die diens ook bietjie saam met oom te kuier. Baie welkom. Broers en susters, ons gaan begin met 'n toetrede lied, Gesang 159, verse 1 en 3, en dan bly ons staan vir die fotum en die seën, en dan is die lofsang daarna vonk lied 5, verse 1 en 2. Elkeen wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. En dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin, ons geloof. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here. Amen. Holy
Broers en susters, God se wet eis liefde van ons. Hoor hoe som Jesus die wet vir ons in Matteus 22 vers 35 tot 40 op. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Ons weet hoe liefdeloos ons teenoor God en teenoor ander mense is. Laat ons ons skuld bely met die sing van Vonklied 224, vers 1, 2, 3 en 4. Broers en susters, ons het so pas in ons lied ons sondes voor God bely. Hoor dan God se genade uit Romeine 10, vers 9 en 10. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek. En met die mond bely ons en ons word gered. Laat ons nou ons geloof bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Ons het bely dat Jesus Christus deur sy lyding, sterwe en opstanding vir ons die ewige lewe verwerf het. Laat ons sing van ons heerlike toekoms. Kom ons sing Gesang 215, verse 1, 4 en 5. Yeah.
Broers en susters, ons skriflesing is vanoggend uit Markus hoofstuk 9, op die bord verse 17 tot 29, maar ek wil graag vir ons van vers 14 af lees. Markus 9, dan vanaf vers 14 tot 29. Toe hulle weer by die ander disippels kom, sien hulle 'n groot menigte mense daar rondom hulle en die skrifgeleerdes, wat met hulle redeneer. Die hele menigte was verras toe hulle Jesus skielik sien en het nader gehardloop om hom te verwelkom. Hy het vir die skrifgeleerdes gevra, waaroor redeneer julle met my disippels? Een van die mense het hom geantwoord, meneer, ek het my seun na u toe gebring, omdat hy van 'n gees besete is, wat hom stom maak. En elke keer as die gees hom gryp, gooi hy hom op die grond neer. Dan kry hy skuim om die mond en hy kners op sy tande en sy spiere trek saam. Ek het u disippels gevra om die gees uit te drywe, en hulle kon nie. Jesus sê toe vir hulle, ongelowige geslag, hoe lank moet ek nog by julle wees? Hoe lank moet ek julle nog verdra? Bring hom hier na my toe. Hulle het die seun na hom toe gebring. Net toe die gees vir Jesus sien, het hy die seun geweldige stuiptrekkings laat kry. Hy het op die grond neergeslaan en rondgerol met skuim om die mond. Jesus het vir die pa gevra, hoe lank is dit al dat dit hom oorkom? Van kleins af, antwoord hy. En baie keer het die gees hom al in die vuur en in die water gegooi om hom dood te maak. As u tog miskien iets daaraan kan doen, kry ons jammer en help ons. As u iets daaraan kan doen, sê jy, antwoord Jesus. Vir die een wat glo, kan alles. Ek glo, roep die seun se pa dadelik uit. Help my waar ek nog ongelowig is. Toe Jesus sien dat 'n menigte mense aangestroom kom, het hy die bose gees skerp aangespreek. Jou stom en dowe gees, ek gebied jou, gaan uit hom uit en moet nooit weer in hom invaar nie. Die gees het hom laat skreeu en ewige stuiptrekkings laat kry en toe uit hom uitgegaan. Dit het gelyk of die seun dood is, sodat baie mense gesê het, hy is dood. Jesus het hom egter aan die hand gevat en opgehelp en hy het opgestaan. Nadat Jesus huis toe gegaan het, toe hulle alleen was, het sy disippels hom gevra, waarom kon ons die gees nie uitdrywe nie? Hy het vir hulle gesê, hierdie soort goed kan met niks anders as met gebed uitgedrywe word nie. Ons lees tot sover. 'n Mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Kom ons bid saam. Driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees, dankie dat u ons u kinders gemaak het, en dat u vir ons sorg soos 'n aardse Vader nie kan nie. Dankie dat u ons verlos het van sonde en dood. Dankie dat jy elke dag ook by ons is, dat u ons help om te glo, maar dat u ons ook aanspreek, Here, wanneer ons ongehoorsaam is. Ons loof en ons prys u as die enigste
die ewige en die almagtige God. Ons staan vanoggend voor U, klein en in diepe afhanklikheid, want ons het maar net weer ervaar, Here, dat wanneer U nie vir ons sorg nie, ons nie kan lewe nie. Daarom uit die diepte van ons hart sê ons vanoggend dankie vir die reën wat U laat val het. Dankie Here dat U die aarde nat gemaak het en op daardie manier vir ons wys dat U steeds vir ons glo, vir ons sorg, dat U aan ons dink, Here, en weet dat ons nie alles self kan doen nie, maar dat ons U nodig het. Here, wil U ook so vanoggend U woord laat reën in ons harte. Help Here dat dit inslag sal vind, dat daar groei sal wees, en dat ons dit nie hier sal los wanneer ons hier vandaan verder gaan nie, maar met ons sal saamneem om ons lewens elke oomblik ook daarvolgens te rig. Vader, ons bid ook vir die wat siek is, die wat bekommerd is, die wat hoop en moed verloor het, dat U ook by hulle sal wees. Seën hulle, Here, met U teenwoordigheid, hou hulle regop met U liefde, en gee ook vir hulle kalmte en rustigheid in hulle gemoed. Wil U, Heer, nou self aan die woord kom en wil U met elkeen van ons vanoggend praat, sodat ons kan hoor wat U uit U woord en deur U Gees vir elkeen van ons vanoggend sê. Ons vra dit in die naam van Hom wat vir ons aan die kruis gesterf het, Jesus Christus, ons verlosser. Amen. Gemeente, kom ons sing saam voor die prediking uit Gesang 175. Gesang 175, net voor die prediking. Markus 9 vers 23. As U iets kan doen, sê hy, antwoord Jesus, vir die een wat glo, kan alles. Broers en susters, ons het 'n manier waarmee ons mekaar troos. En ons gebruik dit dikwels. Ons gebruik dit self
Maar ons hoor dit ook baie keer van ander mense af, as iets waarmee hulle ons wil troos. En dan wonder ek, of ons weet presies wat ons daarmee bedoel. Jy's in die nood, jy's hartseer, jou bekommernis is groot, en dan hoor jy, ons moet net glo, of glo net, en dan dikwels daarmee saam, alles sal regkom. Ons sê nie duidelik, wat dit is wat ons moet glo nie. Moet ons glo, dat God ons nood raak sien? Moet ons glo, dat God iets aan ons nood gaan doen? Moet ons glo, dat God altyd 'n oplossing het, en dat ons maar net moet wag, totdat dit gebeur, of totdat hy dit vir ons gee? Wat is dit spesifiek, wat ons moet glo? Verder kan hierdie troos, wat ons vir mekaar bied, om net te glo, of glo net, en alles sal regkom, ook 'n krisis vir ons geloof veroorsaak. Glo net, alles sal regkom. Dit gebeur dikwels, broers en susters, dat ons byvoorbeeld bid vir uitkoms. Ons doen dit, juis omdat ons glo. Ons sou nie gebid het, as ons nie in God geglo het nie. En dan gebeur dit baie keer, dat die uitkoms anders is, as wat ons dit sou wou hê. Of dit gebeur, dat God 'n ander plan het. En dalk kry ons nie die uitkoms, soos wat ons dit wil hê nie. Wat dan? Dan word daar baie maklik vir ons gesê, maar jy glo nie. Of jy glo nie reg nie. En so beland ons met ons geloof in 'n krisis, wat die probleem op die ou end net nog groter maak. Glo net. Bly net glo. Die vraag is, wat? Wat moet ons bly glo? Wanneer ons vanoggend se teksvers lees, as u iets kan doen, sê jy, antwoord Jesus hom, vir die een wat glo, kan alles. Ons hoor hier by Jesus, daar lê ook 'n belofte daarin, om te glo. Jesus sê dan vir hierdie pa, wat sy siek kind na hom toe bring, wanneer jy glo, is enige iets moontlik. Steeds moet ons weet, wat dit is wat ons moet glo, wat dinge alles moontlik maak, sodat ek nie dalk die verkeerde goed gaan glo, in die hoop, dat alles gaan beter word nie. Wat moet ek glo om seker te kan wees, dat hierdie belofte wat geloof inhou, ook vir my 'n werklikheid kan word? Kom ons vra dit anders. Wat moet ek glo, om seker te wees, dat daar ook vir my uitkoms sal wees, uit my nood uit? Jesus maak 'n seun gesond, net nadat hy en van sy disippels van die berg afkom, waar Jesus verheerlik is. Terwyl hulle daar op die berg was, het Jesus se voorkoms skielik verander. Sy klere het so wit geword, soos wat geen mens op aarde dit kan maak nie. Daar het 'n wolk oor hom gekom, wat dui op die teenwoordigheid van God. En uit hierdie wolk het 'n stem gesê,
dit is my geliefde seun. Luister na hom. Terwyl hulle op die berg is, word Jesus dus bekend gemaak as die Seun van God. En daar word ook bevestig dat hy die een is wat die dood gaan oorwin. Dit wat die disippels wat saam met Jesus op die berg was daar gehoor het, naamlik dat hy die Seun van God is en dat hy die dood gaan oorwin, dit word nou bevestig. Hier waar Jesus 'n siek kind gesond maak. Toe Jesus en die 3 disippels wat by hom was, Petrus, Jakobus en Johannes, weer by die ander disippels aansluit, sien hulle dat daar 'n groot klomp mense is by die disippels. En ook 'n klomp skrifgeleerdes. En hulle almal redeneer met die disippels. En dan konfronteer Jesus hierdie skrifgeleerdes. En hy vra, waaroor redeneer julle met my disippels? En dan kom een van die mense uit die skare uit nader, 'n pa met 'n siek kind. En hy bring hom na Jesus toe en sê, ek het hom gebring in die hoop dat die disippels my kind kan gesond maak, maar hulle kan nie. Hulle kan hom nie genees van hierdie bose gees wat binne in hom is nie. Hoor Jesus se ontferming oor hulle wat in nood is. Hoor sy liefde, sy omgee, wanneer hy vir hierdie pa wat in die tyd al moedeloos moes wees, omdat hy saam dra aan die seer van sy kind, dat Jesus vir hom net sê, bring hom na my toe. En nou is dit asof Markus wat die verhaal skryf, vir ons wat dit lees, so 'n bietjie wil laat skrik. Terwyl hierdie seun na Jesus toe gebring word, wag ons dat Jesus hom nou gaan gesond maak. En dan kry hy skielik weer 'n aanval. En dit word op so 'n dramatiese manier beskryf vanuit die wêreld wat hierdie mense geken en beleef het. Toe die gees wat in daardie kind was, vir Jesus sien, laat hy die seun weer stuiptrekkings kry. Laat hy hom op die grond neerval en hom rondrol en daar kom skuim by sy mond uit. Dit is asof Markus vir ons wil sê, of hierdie gees wat in die kind is, hierdie bose gees, so vir oulaas vir Jesus wil wys, waartoe hy werklik in staat is. Dink hoe die pa op hierdie stadium moes voel. Dit sou seker nie ver gesog wees om te sê, dat hy byna van sy kop af wou raak. Dus sy seun hierdie aanval kry, voor die skare mense nie. En dan is dit asof Jesus, te midde van al hierdie skielike pandemonium, doodkalm met die pa begin praat oor sy seun se siekte. Dit is asof Jesus toe probeer moeite doen om iets van hierdie pa se seer en begrip te verstaan. Wanneer Jesus sê, moenie bekommer nie. Ek sal hom nou gesond maak. Maar ek gee ook om oor jou. Hoe lank is dit al? Wat jy ook moet dra aan die seer van jou kind se toestand. En dan antwoord die pa, dit kom al van kleins af. Dis al jare wat ons met hierdie probleem sit en niemand kan ons help nie. Dit het al gebeur dat hierdie bose gees hom in die vuur of in die water gooi en hom op daardie manier wil doodmaak. As u tog net miskien iets kan doen, kry ons jammer en help ons. Dit is hierdie pa se desperate antwoord aan Jesus. En dan antwoord Jesus,
As jy glo, dan kan ek dit doen. As jy glo, is dit vir my moontlik om iets te doen. Asseblief, ek glo u kan. Pleit hierdie pa by Jesus in sy desperaatheid. En dan spreek Jesus die bose gees aan, en weer 'n keer probeer hierdie bose gees 'n punt maak, deur die kind op die grond te gooi, om te laat rondrol, skuim by sy mond te laat uitkom, en om dan stil te laat lê, asof hy dood is. Skare het saamgedrom om dit alles wat hier gebeur het. Maar hulle het hulle afstand gehou. Want sê nou maar net, iets gebeur, en hulle raak aan hierdie kind. Dan is hulle godsdienstig onrein en mag hulle nie tempel toe gaan nie. Dan mag hulle nie vir God dien nie. Nadat die gees uit hierdie kind uit weg is en dit lyk of hy dood is, does hulle eers versigtig. Want as jy aan 'n dooie mens vat, dan is jy ook onrein. Wat doen Jesus? Hy stap nader. Hy gaan vat aan hierdie kind se hand, en hy help hom regop. En hy gee hom vir sy pa terug. Wat huis toe vra Jesus se disippels vir hom, maar hoekom kon ons nie ook hierdie kind gesond maak nie? Terwyl u en Petrus, Johannes en Jakobus daar op die berg was, hoekom kon ons dit nie doen nie? Dan antwoord Jesus hulle, hierdie dinge gebeur nie sonder gebed nie. Daarmee bedoel hy, dat 'n mens so iets nie uit jou eie uitdoen nie. Dis nie toorkuns hierdie nie. Jy kan dit slegs doen, wanneer jy ook tot God bid, en vir God vra, om die wonder te doen. Die ouende, is dit alleen God wat by magte is, om gesond te maak. Dis God, wat hierdie bose gees uit die kind uitgedryf het. Dis nie toorkuns nie. Dis nie iets wat ek uit my eie uitreg kry nie. Met die mediese kennis en tegnologie wat ons vandag tot ons beskikking het, sou ons vinnig hierdie kind se toestand kon beskryf dat hy waarskynlik 'n epileptiese aanval gekry het. Mense se lewe van elke dag in die tyd van Jesus is dat dit bedreig word, die lewe, en dat ek getuister word deur bose geeste of demone. Dis wat die mense geglo het van daardie tyd. As ons mooi dink, broers en susters, dan is boosheid ook deel van ons lewe en ons bestaan vandag. Ons word ook vandag deur booshede getuister. Maar hierdie booshede het ander name gekry. Dit neem ander gestaltes aan as wat dit gedoen het in die tyd van Jesus. Net soos wat die mense in die tyd van Jesus 'n stryd gevoer het teen die booshede en die bose magte, voer ons vandag hierdie selfde stryd teen byvoorbeeld siekte. Dink aan epilepsie, kanker, depressie. Ons kan seker nog baie voorbeelde opnoem. En daar is nie net siekte waarteen ons 'n stryd voer en wat soms ons lewens bedreig nie. Daar is ook ander dinge. Daar is soveel ewels in hierdie wêreld van vandag wat op die ou end maar dieselfde is as die booshede wat die mense in hierdie tyd ervaar het en wat hulle bedreig het.
op die berg, is Jesus verheerlik as die Seun van God. Tydens die genesing van hierdie seun wat stuiptrekkings gekry het, word Jesus se godheid ook bevestig. Genesing van hierdie seun wys vir hierdie skare mense dat God se heerskappy in die wêreld alreeds begin het. Want is niemand anders as God wat hierdie kind gesond gemaak het nie. Dit wys vir ons dat ons God se heerskappy verwag. Maar God gaan nie net eendag heers nie. Dit het alreeds begin. Want hy doen dinge in hierdie wêreld wat mense nie kan doen nie. Of anders gesê, die dag wanneer God se koninkryk in sy volheid aanbreek, en elke knie sal buig en elke tong sal bely dat hy die Here is, daardie dag is op pad. En niemand gaan dit kan keer nie. Glo net. Alles sal regkom. Ons moet maar net aanhou glo. Dit is hoe ons mekaar troos, en nou wag ons vir die wonderwerk. Die vraag is nou weer, wat moet ons glo? Jesus leer ons in die manier waarop hy hierdie wonderwerk gedoen het in Markus 9, en wat hy gesê het tydens hierdie wonderwerk, dat om in hom te glo, is meer as om net oortuig te wees daarvan, dat hy wonderwerke kan doen. Ons glo nie in Jesus, omdat ons gesien het, watter wonderwerke hy kan doen nie. Vir Thomas het Jesus gesê, gelukkig is die wat glo, en nie gesien het nie. Jesus se woorde is baie belangriker as sy wonderwerke. Ons glo op grond van wat Jesus ons leer, en nie wat ons hom sien doen nie. Die Heilige Gees laat ons glo op grond van dit wat verkondig word, en nie bewyse dat Jesus die Seun van God is, of dat hy wonderwerke kan doen nie. Wanneer Jesus die seun gesond maak, is daar tussen Jesus en die pa van hierdie seun 'n gesprek oor geloof. Oor geloof sê Jesus, dat vir die een wat glo, is enige iets moontlik. En die pa antwoord dan onmiddellik dat hy glo. Jesus het nie bedoel dat mense se geloof wonderwerke moet bewerk nie, maar dat mense eerder sal glo dat God deur Jesus Christus 'n wonderwerk kan doen. Wat moet ons glo, broers en susters? Glo ons in die wonderwerk? Soek ons net die wonderwerk? Vertrou ons daarop dat 'n wonderwerk ons uit ons nood uit of uit ons krisis uit gaan haal? Beteken om te glo, om te wag vir die wonderwerk? Ons vra soms vir die Here vir uitkoms, dan moet ons langer wag as wat ons wil. En die uitkoms kom nie altyd soos wat ons dit wil hê nie. Ons bid dat geliefdes van ons moet gesond word. Ons doen dit want Jesus het ons geleer om te bid en te vra wat ons wil hê. Maar hoeveel keer het ek en jy nie al gebid oor iemand wat moet gesond word, en dan gebeur dit nie? Die wonderwerk waarvoor ons vra, waarvoor ons wag,
gebeur nie altyd nie. Om te glo beteken nie dat een of ander wonderwerk gaan gebeur nie. Want dit is nie altyd die wonderwerk wat die oplossing van ons probleem is nie. As dinge nie gebeur soos wat ons dit vra, of soos wat ons dit wil hê nie, beteken dit dan dat ons nie reg glo nie, of dat ons geloof dalk nie sterk genoeg is nie. Nee. Want geloof in God beteken 'n rustige vertroue in hom, dat ongeag van hoe dit met my gaan, ongeag van die nood wat ek beleef, hoe siek ek is, en al hierdie dinge wat nie wil verander nie, hy my steeds nie alleen los nie. Te midde van my moeilike omstandighede in my lewe, kan ek vas oortuig wees daarvan, dat ek steeds deel in die oorwinning wat Jesus Christus bewerk het. God se beloftes en Jesus se woorde is baie belangriker as die wonderwerke waarvoor ons soms wag. Die dinge wat ons wil sien en dan glo ons. Glo net. Alles sal regkom. Ons moet net glo. Dis reg. Dis hoe dit moet wees. Glo dat God jou nood hoor. Glo dat God jou in jou nood help. Dat hy dit doen op sy tyd en op sy manier. Glo dat jy onverdiend en alleen op grond van God se genade deel in sy oorwinning oor die dood. En dat daarom daar niks is wat tussen jou en God kan kom staan nie. Niks wat jou van God af kan weghou nie. Nie eers die dood nie. Dit, broers en susters, is wat ons moet glo. En dan kan ons sê, glo net. God sal dit alles regmaak. Dalk met 'n wonderwerk, of dalk op 'n ander manier. Vertrou op hom, en moenie dink, dat jy verkeerd glo, of dat jou geloof nie groot genoeg is, wanneer die wonderwerk waarvoor jy wag, nie gebeur nie. Sy woord staan vas en stewig, dat hy jou nie alleen sal los nie. Hy sal jou nie aan jou eie oorlaat nie. Hy sal vir jou uitkoms gee. Op sy manier en op sy tyd. Glo dit nie. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons bely ons nietigheid en ons afhanklikheid voor U. Ons bely, Here, dat ons niks uit ons eie uit kan doen nie. Dat ons gered is alleen op grond van U genade en U ontferming oor sondaar mense. Wil U ons help, Here, om te glo? Wil U ons help om te glo, Here, sonder dat ons sien? Wil U ons help om dit wat U aan ons beloof en wat U ons geleer het in Jesus Christus, ons eie te maak en ons hoop daarop te vestig? Ons kan nie sonder U leef nie, ons kan nie sonder U bestaan nie. En daarom vra ons, Heer, dat U ook elke dag
die pad saam met ons sal loop, dat U by ons sal wees en ons hand sal vashou. Want ons weet, Here, U doen dit daar waar dit met ons goed gaan en ons soms van U vergeet, maar wanneer dit met ons sleg gaan en ons soek U, dan sien ons U is maar nog steeds by ons, elke oomblik. Here, gee vir ons die krag om ook te gaan lewe, soos wat dit U kinders betaam. Help ons om gehoorsaam aan U te wees, en U naam groot te maak, U koninkryk uit te bou, en vir mense met ons manier van lewe te gaan wys hoe dit lyk, daar waar U koninkryk alreeds 'n werklikheid is. Vergewe ons genadiglik vir die kere wat ons tog ongehoorsaam is en wat ons sondig. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Gemeente, ons slotsang is gesang 167, verse 1 en 2. Ons bly dan staan daarna vir die seëngroet, en die wegsendingslid is vonk 347, verse 1 en 2 daarvan. Ontvang nou met binnende harte die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.